Goeienaand. Ek dink julle kan vanaand vir mekaar hallo sê en jy hoef nie die vraag te vra nie. Jy kan net vir hierdie, soos ons in sommige taal sê, hierdie vriendelike vreemdeling wat hier langs jou sit, miskien is dit jou man of jou vrou, kan jy sê, wat is jou gunsteling sop? Dink eers, moenie sommer sê nie. Hierdie is 'n topik waar ons lank kan gesels, nee. Ek gaan nou nie sê wat se sop Merlien vanaand gemaak het nie, want ek is bang julle storm almal daarvoor. Of as julle dit geproe, dan kyk julle haar so self half snaaks aan. Ek glo nie julle sal dit doen nie, want ek het dit geproe. Heel wat vroeër vanmiddag al. Mag hierdie vir julle ook 'n wonderlike en 'n heerlike oomblik wees wat ons vanaand as gelowiges so bymekaar is. En dan wil ek julle uitnooi, enigiemand wat sou wou, is welkom om 'n kers te kom aansteek terwyl ons na hierdie luisterlied luister.
Ek wil julle nooi om saam met my te bid. En elke keer wat jy jou asem intrek, doen dit lang, stadig en diep. Hou vas dit vir 'n paar tellings en blaas dit stadig uit. En elke keer gebruik jy die frase wat op die skerm is. Ek probeer my aandag hier kry, hier vasnaal, hier op my bors, hier in die omgewing van my hart. En dan haal ek diep asem. Terwyl ek dit weer doen, wees stil en weet, ek is die Heer. Wees stil en weet, ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Amen. Vanaand wonder ek in wie se hande ek is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons stil kan word en dat ons kan weet dat U in ons midde is. Maak ons diep oortuig daarvan. Wil U gee dat hierdie sekerheid oor U sal groei. Dat daar altyd deur groei sal wees. Here, U woord lê voor my oop. En so was dit deur die loop van hierdie hele dag. Die oopmaak van die Bybel getuig ook van ons afhanklikheid aan U, van U. Dat ons graag wil luister, dat ons graag geraak wil word deur dit wat U vir ons in hierdie aand in die skrif het. En dat, Here, daar deur die werk van die Heilige Gees ook voortdurend groei in ons lewens sal wees. Wil U gee, Here, dat hierdie verwagting nie te vergeefs sal wees nie. Dankie dat ons weet dat U die antwoord op ons gebede is. Amen. En ons is steeds in Romeine 12.
Ons gaan vanaand lees vanaf vers 9 tot 16. En ek het hom hier reg in die boodskap waaruit ek lees. Ek het voortdurend ook gelees uit die 83 vertaling uit. Ek het ook in my voorbereiding gaan draai by die 2020 vertaling. En so is daar heel wat voorbeelde van moontlike moontlike vertalings waarmee ons in ons eie persoonlike lewe sou kon werk. Hier by vers het ek nou gesê 6, hier by vers 9 tot 16. Moenie net maak asof julle mekaar liefhet nie. Nee, gee regtig vir mekaar om. Haat alles wat sleg is. Doen net waarvan God hou. Julle moet mekaar soos eie broers en susters lief hê. Behandel mekaar met groot respek en agting. Moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek, sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. Sien met blydskap uit na daardie dag, waar die Here alles nuut kom maak. Moenie mismoedig word as julle ly omdat julle Christene is nie. Bid sonder ophou. Help ander gelowiges wat swaar kry. Wees gasvry. Stel julle huise tot beskikking van gelowiges wat nie 'n plek het om tuis te gaan nie. Moenie mense beledig wat julle vervolg nie. Bid eerder dat God sy goedheid in hulle lewens sal uitstort. Lag en vier fees saam met elkeen wat bly is. Hou saam met elkeen wat hartseer is. Leef in harmonie met mekaar. Moenie beklei nie. Moenie beter as ander mense probeer wees nie. Maak vriende met mense wat nie te veel van hulle self dink. Onthou, julle beskik nie oor al die kennis en die wysheid in die wêreld nie. Wees nederig. En asof ons nou nie al in hierdie gedeelte gehoor het van nederigheid nie, sluit hierdie laaste teks weer af en hy sê, wees nederig. Wie van julle kan onthou hoe 'n kaleidoskoop lyk? Dit was allemaal lekker speelding daai gewees in ons klein tyd, nee. As jy nou jou oë toemaak en jy nou kyk of jy daai prentjies kan sien wat in daai ding wegkruip. Ek weet 'n kaleidoskoop was een van daai betowerende goeters gewees, waarin ons kleintyd vir ons baie ure mee besig kon hou. Dit het natuurlik ook gemaak dat daar partykeer 'n stryery plaasgevind het, want wie se beurt is dit nou? Maar daardie voortdurende patrone en kleure was absoluut nie tyd waarin ons groot geraak het, was dit fascinerend geweest. Nou as ons nou hier kyk na hierdie gedeelte, dan het ons 'n kaleidoskoop van snitte wat in die Christen se lewe na vore kan kom. En Paulus hanteer dit omtrent soos opdragte. Vinnig, kort, afgemete, die een na die ander. Paulus was eintlik 'n kerel geweest, as jy in baie van sy ander geskrifte gaan kyk, dan het hy sulke lang sinne geskryf. In die eerste gedeelte van Romeine gaan hulle sommer so amper 'n hele 4-5 verse gaan hulle net eenvoudig aan. Maar hier is hy kort op die punt af. Hiermee wil hy eintlik graag leiding gee vir die mense wat daar in Rome gebly het.
Dit was 'n groot en 'n oorweldigende stad gewees vir mense wat soontoe beweeg het. En mense het uit alle dele van die wêreld het hulle beland in Rome. En dan begin hy in die 83 vertaling as hy sê die liefde. As ek kyk hier in die vertaling, dan staan daar die liefde moet opreg wees. Nou het ons nie nou al genoeg daarvan gehoor deur die loop van hierdie week nie. 'n Hele aantal kere as ons gepraat het van die liefde, en dit is nou 'n bietjie terug Sondag van die 40 dae ook, is ons weer herinner aan die liefde wat Christus vir elkeen van ons het. Telke male. Ons het ook in die tyd al gehoor oor die liefde wat Christene vir mekaar moet hê. Maar vanaand is Paulus baie ernstig daaroor. Ek sê weer, dis amper half asof hy net 'n klomp opdragte uitspoeg as hy met ons praat. Die liefde, sê hy, moet opreg wees. Kan julle nou nog dink in terme van Sondag aand, ons by 1 Korintiërs 13 gaan draai het? Ons toe begin het om uit die boodskap uit te lees en ons die weergawes met mekaar gedeel het soos wat dit in daardie gedeelte na vore kom. Hier sê Paulus, moenie probeer om voor te gee nie. Moenie probeer om toneel te speel nie. Jy mag nie. Hy vra dat dit eg sal wees. Ons kom 'n klein bietjie later, kom ons weer by 'n variasie daarvan uit. Hy praat daarvan deurdat hy sê dat ons dit moet verafskie, of in die ander vertaling dat ons dit moet haat wat sleg is. Ons moet in weerstand wees. Ons moet dit uit ons stelsel uithou kry. Hou vas aan wat goed is. Doen wat goed is. Doen net dit wat die goedkeuring van God wegdra. Doen dit waarvan God hou. Plat, duidelike Afrikaans in die boodskap. Ek dink ons leef in 'n wêreld waarin mense hulle in allerlei dinge verlustig. Miskien moet ons daarmee saam sê, partykeer is dit baie vreemde dinge wat vir mense plesier gee, wat hulle besig hou, wat hulle lewens in beslag neem. Kan nie anderste as om 'n ander hier te dink oor die uitwerking wat Facebook op mense se lewens het. Nie natuurlik is daar diegene onder ons wat sê ek wil niks daarmee te doen hê. Maar Facebook is maar soos enige iets anderste, daar's die bose wat daarin is, en daar's die goeie en daar's die wonderlike wat daarin is. Maar dit lyk vir my partykeer so, dis nou mense oor die algemeen, dat as ek gaan kyk na party goed wat daar aangaan, en ek kyk na die manier waarop mense veral hulle eie insette lewer, dan is dit asof dit vir mense lekker is om voortdurend in die modder rond te rol. Asof hulle aan mekaar, of baie dikwels, want dit is nie waar van almal nie, hulle baie dikwels net modder wil gooi, as hulle 'n kans kry om iets te sê. Gelowiges kan dit nie doen nie. Paulus met sy opdragte sê, gelowiges mag dit nie doen nie. En daar was 'n tydperk gewees waar baie meer mense se profiele oper was as wat dit op die huidige stadium is. En dan het ek baie dikwels geklik, as dit mos nou ek is wat gereageer het, dan staan daar Johan Smit en dan druk ek op Johan Smit en dan gaan ek na Johan Smit se Facebookblad toe. En dan is dit soms so teleurstellend dat dit mense is wat op 'n baie gereelde basis teksverse aanhaal.
Wat sê hoeveel waarde hulle kry om deel te wees van die geloofsgemeenskap. Dit is asof 'n mens se hart wil bloei. As 'n mens sien veral hoe gelowiges onverskillig omgaan met hierdie medium in die lewe en op so 'n wyse dat dit nie vir my, as ek dit lees, 'n getuienis is nie. Hierdie gedeelte sê vir ons moet ons nie laat beïnvloed nie deur die bose. En dat ons moet doelbewus moet vashou aan die goeie. En die Griekse woord vir die vashou wat hier gebruik word is eintlik 'n baie sterk vertaling of 'n sterk Griekse werkwoord. Ons sien dit onder andere in die 83. Maar dit betekenis daarvan sou kon wees dat jy dit voortdurend moet aankleef. Dat jy dit moet vasklou, dat jy moet vasklou wat goed is. Amper soos twee stukke hout wat aan mekaar gelym is en gesit is aan mekaar sodat hulle nader getrek kan word en dat daar nie 'n manier is om hulle van mekaar af weg te kry nie. Maar soms, liewe vriende, raak ons so gewoond aan die gewone. Aan dit wat die media vir ons voorhou, sou ek kon sê in die taal van die 83 vertaling, aan sonde. Dat niks meer vir ons pla nie. Dat ons in hierdie wêreld geleef is waarin ons nou leef, wat vir ons wil oortuig ten regte van verdraagsaamheid. Maar hierdie soort van verdraagsaamheid, wat maak dat ons so gemaklik raak, soveel verdraagsaamheid het, dat as ons kom kry, dan maak ons net soos dit aan ons voorgehou word. Dan raak dit 'n aanvaarbare manier van leef. Ek dink aan enkele jare gelede, hoe iemand met wie ons bevriend is, en op daai stadium was hy baie op die pad gewees. Hoe hy vertel het, dat hy 'n gewoonte ontwikkel het in sy ID-boek, daar waar sy lisensie is. Daai stadium was dit nog so. Het hy altyd 'n R100 so op die plek gesit waar die lisensie is. Nou praat ons van korrupsie in hierdie land. Wat dink julle was die bedoeling geweest van daai R100? Was dit goedhartigheid geweest? Was dit mededeelsaamheid geweest? Was dit omdat hy sy mekaar beginsel wou uitleef teenoor die persoon wat deur die venster met hom praat? Julle het te kenne gegee wat julle daarvan dink. Maar sien julle hoe gebeur die goedjies, die groot goed, op klein maniertjies in ons lewens? Ek sou baie ander voorbeelde ook kon opnoem. Ek sit nou die aand en ek kyk daar op die TV hoe hulle vertel hoe die Zammas werk. En waar daar vertel word met mense wat goeie navorsing gedoen het en 'n kerel wat nou 'n boek uitgegee het, wat hy sê dat die mense wat agter dit alles sit, is mense met wit krae. Selfs mense wat nog das dra. Groot prominente figure wat mense misbruik op hierdie manier om hulle skatkamers vol te maak. Gaan ons 'n bietjie verder met Paulus. Dan hoor ons in vers 10 dat hy praat van hartlike broederliefde. Hy sê dat ons mekaar moet lief hê soos wat ons broer en ons suster sal lief hê. Hierdie woord wat vir hierdie liefde, soort van liefde gebruik word, is 'n woord wat dui op warmte, op opregtheid, op kaddel, op spontane liefde.
soort van liefde wat jy baie dikwels binne in 'n huisgesin sal kry en wat jy in 'n familie behoort te kry. En hy sê hier, eintlik geld dit vir alle Christene. Dit geld dat dit ook so by my sal wees vir gelowiges van ander kerke. Dat dit so by my sal wees vir gelowiges van ander bevolkingsgroepe. Op 'n stadium het daar 'n uitdrukking in die NG Kerk na vore gekom 'n paar jaar gelede wat gepraat het daarvan dat ons met sagte oë na mekaar sal kyk. Want is dit nie met sagte oë in 'n bloeiende hart waarmee God na my kyk nie? Paulus sê dan in hierdie gedeelte, hy sê die bewys daarvan dat hierdie soort van liefde in ons aanwesig is wanneer ons met respek en agting optree. Hy sê, ons moet nie met 'n aangeplakte soort van vleitaal leef, sodat ons uit mense uit kan kry wat ons uit hulle uit wil hê nie. Ons moet deurentyd met respek uitreik en betrokke en in gesprek wees. En op so 'n manier moet ons ook ons hoflikheid teenoor mekaar betoon. Elke ander medegelowige moet vir ons so belangrik wees, soos wat elke liewe mens in God se oë is. Ek dink ons hoor dit in hierdie gedeelte, dat hier met ons gepraat word oor ons families, binne in ons families. Dat daar vir mans gesê word, moenie julle vrouens so domineer en verkleinerend met hulle omgaan nie. Dat daar vir paas gesê word, moenie daai kritiese gesin ingesteldheid hê dat jy voortdurend jou kinders kritiseer sodat hulle moedeloos raak vir jou stem wanneer jy met hulle praat nie. Dat hy vir vrouens sê, wees versigtig daaroor dat julle nie knaand besig is om julle mans af te breek nie. Dit kom raak my aan my lyf, aan my vel. En dit moet waar wees vir die manier waarop ek oor julle praat. Christene moet voortdurend bereid wees om die kroon te vat en weer op die medegelowige se kop te kom plaas. Ken julle daai ou tydse woordjie lojaliteit? Ek dink dit is wat hier ter sprake is. Daar is vir my 'n groot stuk belangrikheid in my lewe dat die mense met wie ek nou saamwerk, dat ek absolute lojaliteit sal uitleef en sal handhaaf teenoor daardie persone. Miskien het julle dit dalk ook agtergekom, ek hoop so. Maar hier wil ek vir Paulus ernstig daaroor opvat. En dan wil ek amper vir julle innooi ook en sê, is dit dalk nie op hierdie punt waar daar 'n klomp goed in ons denke is wat moet verander nie? Is dit nie 'n aspek, soos al die ander eintlik, maar is dit nie 'n aspek waaroor daar 'n verandering in my manier van dink na vore moet kom, soos wat Paulus in die heel eerste 2 verse van hierdie hoofstuk praat nie? Kyk dan nou net ook daar in vers 11. En daar sê hy dat Christen wees is nie vir halfhartige mense nie. Dis nie vir mense wat so louerig deel wil wees nie. Ons het gehoor al in hierdie aande hoe Paulus eintlik sê Jesus, God soek alle lojaliteit van ons af. Ek het net nie daai woord gebruik nie. Hy vra alle toewyding, hy vra my hele lewe. Ek kan nie maar net 'n dieroffer bring en dink dis afgehandel nie. Ek moet myself as 'n offer gee.
waar ek 'n disipel van hom is. Hy bid dat my toewyding, of hy gee eintlik die opdrag, dat my toewyding nie sal verslap nie. Dat ek myself voluit vir die saak van die Here sal gee. Of ek nou 'n predikant in hierdie gemeente is, en ook wanneer ek weer 'n lidmaat raak van hierdie gemeente, soos wat ek dit op 'n stadium was. Liewe vriende, omdat die vuur van die Heilige Gees in ons harte brand, sê moet daar eintlik 'n geesdrif by ons aanwesig wees. Ons moet geesdriftig wees. Ons moet 'n opgewondenheid oor die Here kan hê. Ons moet met passie en oorgawe lewe. Dien die Here met geesdrif in Paulus se woorde. En weet julle, ek dink ons het baie dikwels op sekere terreine, op sekere plekke, ook in ons kerklike lewe, kort ons 'n klompie entoesiasme. Dankbaar tog dat daar 'n klomp mense is wat vinniger hulle entoesiasme kan wys as wat ek dit kan doen. Want ek het daai aanmoediging het ek ook nodig. Mense moet 'n passie hê, ons mense moet 'n passie hê vir Jesus Christus. Soms lyk dit asof mense baie meer passie het vir hulle rugby. Nou kyk ek julle so deur en ek is nou amper lus om sê nog 'n klomp sportsoorte. As ek ja. Soms lyk dit of ons baie keer baie meer passie het vir enige iets en iemand anders as vir Jesus. In watter mate is dit dalk tog so by my? Julle het nou al agtergekom dat ek dit nou maar bely hierso. Ek praat met baie groot passie oor die Kalahari. Ek hoop julle hoor dit op dieselfde manier van my. Dat ek met net soveel energie praat oor die Here. En dit is my so wonderlik, ek dis nie verkeerd nie, maar as ek hoor hoeveel mense oor passie praat met hulle, van hulle kleinkinders. Openbaring praat ons ook oor louheid. Dalk moet ons op hierdie stadium ook net vir mekaar sê, ons moet baie versigtig wees om nie die passie wat daar by die jeug aanwesig is, te demp in die manier waarop ons teenoor hulle reageer nie. Hulle is nog jonk en hulle doen goed wat ons wat ouer is nie meer so maklik doen soos wat hulle sommer net eenvoudig dinge sal doen nie. So as jy die energie by hulle vind vir die Here, moedig hulle aan. Begelei hulle eerder met baie groot sensitiwiteit. 'n Vurige perd is 'n ding wat getem kan word. En dan kan hy baie nuttig gebruik word daarna. Maar 'n dooie perd, dit help eers jy skop hom om aan die gang te kom nie. Jy kan niks uit hom kry nie. Liewe vriende, moenie dat mense se entoesiasme jou ongemaklik laat voel nie. Ek weet dit gebeur nogal met my. Moenie dat mense se entoesiasme vir die Here vir jou laat terugtrek nie. En dan is ek by vers 12 waar Paulus praat van volharding in gebed. As jy in moeilike, swaar kry tye kom in jou lewe, hou aan om te bid. Gebed is 'n soort van 'n lewenshouding waarvan ek probeer vasgryp en vasklou en bly bid. En dan dink ek vir myself, wat sou ek kon doen om meer getrou te bid? Daar was nogal die afgelope paar dae in my lewe iets deurgebreek daarvan dat as ek in die aand gaan lê,
dan het ek net een gebed in my hart. En as ek môreoggend vroeg opstaan om 'n draai te gaan loop en ek wil weer inklim en ek is nog nie heeltemal weer so lekker in die slaap nie, dan raak ek aan die slaap met hy geselfde gebed. Asseblief tog, Here. Ek bid so vir ons gemeente ook. Hoe kan ek dit beter doen? Hoe kan ek dit meer gereeld doen? Mag ek op hierdie stadium ook sê, dankie vir soveel mense wat vir my en vir Dominee Santi bid, terwyl ons in hierdie tyd van Pinkster is. Dankie vir mense wat dit sê, dankie vir mense wat 'n WhatsApp stuur en sê, ek bid vir jou, en dit wat daarmee saamgaan. Daar was 'n vriend van my gewees wat die afgelope paar dae, ek dink hulle is nog steeds daar so, ver in Namibië op is tot aan die ander kant by die White Lady en al die plekke, wat vir my sê, Johan, hy het al 'n bietjie misgis presies wanneer Pinkster is, so hy het lekker betyds begin bid vir my. Maar wat dit vir my sê, dat ek vir hom kan sê, dankie dat daar mense soos jy in my lewe is. Vers 13, lyk vir my kom Paulus en hy kom sê vir ons, dat ons 'n oog moet ontwikkel ook vir mense wat swaar kry. Ons het al baie gepraat van gasvryheid in hierdie omgewing van ons. Hy sê ons moet belangstel. Ons moet hulle op hulle gemak maak. Ons moet hulle 'n veilige ruimte gee. Dink aan ontworteldes, dakloses, agtergeblewenes. En alles begin onderling tussen gelowiges, tussen Christene. Dit gaan baie verder as dit ook, maar ons fokus in hierdie tyd by die teksgedeeltes wat dit vir ons sê. Vers 14. Wees versigtig daarvoor om terug te beledig, want dit word hiervan gepraat van die mense wat vir jou beledig. Bid vir mense wat vir jou beledig en wat dit vir jou moeilik maak. Los jou beledigings wat teruggaan. En sou ek dan nou maar kon byvoeg, miskien is dit ook die plek waar ek moet bid vir myself en ons almal in ons omstandighede. Vers 15 is by die gedeelte wat sê dat daar 'n fyn ingesteldheid in ons lewens moet ontwikkel. Hy sagte oë waarvan ek gepraat het. Dat ek ander se omstandighede sal raak sien. Dat ek, as hulle lag, ek saam met hulle sal lag en saam met hulle sal vier, soos wat ons dit kry hier in die boodskap. As mense huil, gaan sit by hulle. Steek jou hand uit. Sit jou hand op die skouer. Paulus sê ons moet sensitief wees vir mekaar se gevoelens. En dan, as mense nou so by hierdie punt kom, 16 kan ons maar lees teen die agtergrond van harmonie. Moenie beklei nie, moenie beter as ander mense probeer wees nie, en dit was nog in daai teksgedeelte staan. Maar ek wil kom by die punt, liewe broers en susters, waarop ek dan nou wil vra, waarom hierdie kaleidoskoop van opdragte in hierdie gedeelte? Dit lyk vir my Paulus wil vir ons sê, mense sou kon sê, wat is dit wat hom dryf? Hoekom spring hy so van die een na die ander? En dan lyk dit vir my, hy wil vir my sê, daar is 'n geweldige geskakeerdheid in die lewe aanwesig, in mense se lewens aanwesig. En dan het hy daarmee saam ook hierdie absolute oortuiging, dat elke faset van menswees, word geraak deur ons Christendom. En daarom is hy so van die een na die ander. Kom ek sit dit weer op die bord. Geleefde Christen wees. Dit is vir my 'n goeie term.
waarmee ons begin het in hierdie tyd. God se heerskappy sluit geen millimeter van my lewe uit nie. Geen millimeter nie. Daar mag selfs dalk in my lewe, in jou lewe, sulke stofhoekies wees, wat ons soms beskerm, krampagtig beskerm. Paulus sê, deurleefde Christendom. En in dit alles kom die woordjie mekaar meermale in hierdie gedeeltes na vore. Mense sou die twee vertalings teenoor mekaar kon neersit. Die 83 vertaling begin sommer met 'n mekaar en 'n mekaar beginsel. So hier en daar word die mekaar nie in beide vertalings op presies dieselfde manier na vore nie. Maar ek wil maar net weer sê, geliefdes, dat ons is vir mekaar gegee. Wat 'n heerlike plek om te wees. En mag julle die volheid van iemand anderste se uitlewing van sy verhouding met die Here, van haar verhouding met die Here, mag jy dit beleef. Mag dit jou opgewonde maak. Mag dit vir jou nuwe durf en nuwe krag gee. Amen. As jy nou iemand het wat nou vanaand naby aan jou sit en wat vir jou kosbaar is, wil ek nou vanaand sê, kom ons waag 'n bietjie om 2-2 of 1-1 of 3-3 'n bietjie saam te bid. Miskien is daar iets wat jy spesifiek vir jouself wil vra. Miskien is daar iets wat jy mis in ons gemeente waarvoor jy wil bid. Bid maar saggies dat die ander mense jou nie hoor nie. Maar ek wil so enkele oomblikke gee vir iemand na wie toe jy kan sien om nader te skuif, om te sê, kom ons gee 'n kort geleentheid vir voorbidding. Dankie. Baie dankie. Ek probeer verskriklik hard om elke aand 15:15 al op hierdie punt te wees. En nou kyk almal na hulle horlosies, so julle kan sien waar trek ons nou al. Dit is 5 minute later as wat ek graag wil wees. Ek besef julle tyd is ook kosbaar en daar's baie dinge wat vermag moet word. Maar liewe vriende, vanaand se bydrae is nie vir Bybelverspreiding nie. Dit is vir die twee afgevaardigdes van die Verenigende Gereformeerde Kerk wat September maand moet gaan vir 'n sinodesitting wat ver weg in die Oos-Kaap Lesotho gehou word. So as jy vanaand 'n bydrae maak, dan gooi ons alles bymekaar in die ring en ons maak dit en hopelik vir hulle moontlik om dit te kan doen sonder dat dit enige verdere koste vir hulle sal wees. En ek gaan nou vanaand, as ek nou klaar die seën gespreek het, en ons is besig om die laaste lied te sing, gaan ek so lank uitstap, sodat ek voor in die tou kan wees, dat ek kan kyk op my geliefde sop, in die kerksaal is. So ek loop nie weg, he. Ek is nie kwaad nie,
ek loop dat ek by die soppotte kan kom. Dit is wonderlik wat julle almal doen. Ons het soveel waardering daarvoor. En ek kry baie foto's. Dankie daarvoor, is lekker. Ek kom net nie altyd by almal uit om dit elke keer te vernuwe nie. Partykeer is daar goed wat mens vang en wat mens terughou, my terughou. Maar neem nou 'n fotootjie, neem die vrymoedigheid. Ons sal sorg dat die groot skerm, die groot raam môre aan sommer binne in die saal ook is. En hierdie ene sal ek ook so dra, dan sal sommer 3 plekke. So julle kan kyk hoeveel mense in die groot raam kan inpas. Ek is onseker oor hoeveel kerkraadslede daar is. Hier en daar het een weggeraak, ver agter. Die geheim is om so naby as voor almal te staan, as almal in fokus. Dankie dat julle nou al die oomblik ken. Ons sluit elke aand met dieselfde lied af. En ons begin ook met die ander lied aan die begin van die geleenthede wat dieselfde is. Liewe broers en susters, mag julle die genade van God aan julle lywe voel. Mag julle dit beleef dat die Heilige Gees in julle werk, sodat hierdie liefdesbeginsel van om vir mekaar om te gee, dat dit uiting sal kry in al ons verhoudinge. Mag die Here julle op 'n besondere manier seën, sodat ons bekend sal raak daarvoor dat ons 'n gemeente is wat gasvry is en wat omgee vir mekaar en mekaar intrek. Amen. Kom ons sing die laaste lied. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei, ek is langs jou, om jou veilig vast te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy so val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan dan heen, gaan in vrede, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die Seun van God, Drie-enig, sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind onthou, ek is altyd daar.